Die slot. Ten slotte dan die woorde van die Amerikaanse historikus David Landis. Hy het gesê, in hierdie wêreld wen die optimiste. Nie omdat hulle altyd reg is nie, maar omdat hulle altyd positief is. Selfs wanneer die optimiste verkeerd is hulle steeds positief. En dit is die weg waarlangs prestasie, regstelling, verbetering en sukses behaal word. Ingeligte, nugtere optimisme baat 'n mens, terwyl pessimisme slegs die skyntroos bied dat 'n mens reg was. Julle planne klink goed, maar dit is nog nie 'n oplossing vir die land nie, sê 'n sakeman wat langs my in 'n restaurant sit. 'n Groep van hulle het my genooi om oor ons toekomsplanne te praat. Nou, hoe sien jy die oplossing vir die land? Vra ek. Wel, eerstens moet die regering die polisie regryk en die misdaad onder beheer kry. En dan moet Eskom, die Suid-Afrikaanse Lugdiens, die SAL en ander sukkelende staatsondernemings geprivatiseer word. Hulle moet die Suid-Afrikaanse Demokratiese Onderwysunie, SADU, in die bek ruk en die swart openbare skole regryk. Die staatsdiens is te groot, te duur en te onproduktief. Hulle sal dit vinnig moet regkry. Beleidssekerheid en sakevertroue is 'n krisis. Hulle sal wette soos swart ekonomiese bemagtiging, SEB, en kwotas moet afskaf, want dit strem diegene wat die beste gerad is om die ekonomie te laat groei. Dit is die belangrikste. Die ekonomie moet groei voordat herverdeling kan plaasvind. Hulle beleid oor onteiening sonder vergoeding en die onbekostigbare nasionale gesondheidsversekering, die NGV, kan nie werk nie. En die munisipaliteite wat so verval en korrup is, die regering sal dit dringend moet vasvat. Die koppe om die tafel luister aandagtig na die spreker en knik instemmend. Ek is dit volkome eens met jou voorstelle, sê ek. Hulle moet dit beslis alles doen en ek sal baie bly wees as hulle dit doen. Die probleem is net dat al jou voorstelle van hulle afhang en dat nie een van ons die minste beheer het oor wat hulle doen nie. Hulle regeer die land, hulle maak wette en beleid en na 25 jaar kan 'n mens moeilik tot 'n ander gevolgtrekking kom as dat hulle nie 'n moderne land met 'n verouderde ideologie kan regeer nie. Hulle ideologie en beleid het in die 1950s vasgehaak. Hulle het niks vergeet van sosialisme nie en hulle het niks van die rampspoedige gevolge daarvan onthou nie. In 'n sekere sin het wit mense in 1994 geëmigreer en woon nou in 'n ander mense se land waar ander die besluite neem. Daarom sal ons die uitvoerende vermoë moet opbou om deur selfbestuur besluite te kan neem en dit uit te voer. Die regering laat my wonder of ons nie met 'n groter kultuurkonflik te maak het as wat ons dink nie. Die voormalige Zambiese president en politikus Kenneth Kaunda se stelling kom by my op, naamlik dat westerlinge se denke aggressief op probleemoplossings ingestel is, terwyl Afrika op die belewing van mense fokus. Lei dit nie soms daartoe dat krisisse soos die verval van Eskom en munisipaliteite bloot verduur word eerder as wat moeilike besluite wat dalk mense kan raak, geneem en uitgevoer word nie? Julle moet. Kan julle nie met die regering praat nie? Dit help ook nie om net te kritiseer nie, vra iemand anders. Ja, julle is soms te teenkantig. Julle moet eerder meer met hulle probeer saamwerk. Die ons en hulle ding werk nie, sê 'n welmenende sakeman. Dit is tyd dat julle met die regering moet praat, voeg 'n ander by. 'n Mens kan nie op die kantlyn sit en kritiseer nie. Ek stem heeltemal saam, sê ek. Daarom het ons al baie gesprekke gehad en daarom probeer ons om meer met die regering te praat. Hulle het oorweldigende politieke mag en daar is geen sin daarin om in 'n strategiese konflik met hulle betrokke te raak nie. Dit is in ons eie en landsbelang dat ons met die regering saamwerk. Die probleem is net dat die regering sê dat hulle met almal wil praat, maar dat hulle na niemand luister nie. Nie eens as 'n mens met hulle wil saamwerk nie. Weet julle al van een keer wat die regering oor 'n belangrike saak na iemand se raad geluister het, vra ek. Hulle skud die koppe ietwat moedeloos. Daarna maak hulle nog baie julle moet voorstelle oor wat die solidariteitsbeweging moet doen. Dit is goeie voorstelle, maar die beweging het nie eens die tyd, geld of mense om al ons eie planne uit te voer nie. Ons moet.
Nou, wat is dan die oplossing, vra die gasheer. Ons moet op die ons moet sake wat binne ons beheer is fokus, sê ek. Ek wens ook hulle sal alles doen wat julle voorstel, en ek wens ons het die bronne om al julle voorstelle uit te voer, maar dit is ongelukkig buite ons vermoë. Daarom is ons hele plan gegrond op ons moet en ons kan planne. Dit is dinge wat ons kan uitvoer, al is dit moeilik. Ons kan nie die land se misdaadprobleem oplos nie, maar ons kan buurtwagte stig om saam met die polisie en sekuriteitsmaatskappye dorp vir dorp veiliger te maak. Ons kan nie die land se onderwysprobleem oplos nie, maar ons kan Afrikaanse skole ondersteun. Ons kan nie die land se tegniese opleidingskrisis oplos nie, maar ons kan 'n tegniese kollege bedryf. Ons kan nie keer dat die SAIK aan die grond inbestuur word nie, maar ons kan gemeenskapsradiostasies ondersteun. Ons regeer nie die land nie en kan nie vir die hele land verantwoordelikheid aanvaar nie. Inteendeel, die African National Congress, die ANC, beleef dit ten beste as 'n vernederende soort voogdyskap van apartheid en op sy slegste as rasisme. Ons moet alfaplanne maak met dit waaraan ons iets kan doen, want betaplanne oor sake wat buite ons beheer is, bly net goedbedoelde praatjies. Die regering word verkies, betaal en met ons belastinggeld befonds om die land te regeer. Ons kan nie al die staatsdienste sonder staatsinkomste verrig nie. Binding en brugbou. Daarna vertel ek hulle van die Amerikaanse akademikus Robert Putnam se voorstelle oor bonding and bridging tussen verdeelde samelewings. Die solidariteitsbeweging het dit as binding en brugbou, oftewel saamtrek en saamwerk vertaal. Die beweging bind soveel moontlik Afrikaners saam en bou dan brûe na soveel gemeenskappe as moontlik wat met ons wil saamwerk. Die publisiteit oor instellings van die solidariteitsbeweging se hofsaake teen die regering gee eintlik 'n skeefgetrekte beeld van die werksamehede daarvan. Meer as 80% van ons werk is samewerkend van aard. Mislukking van transformasie. Die verval van die staatsdiens, die meeste dorpe buite die Wes-Kaap, talle openbare ondernemings en die ekonomiese krisis in die land is simptome van die klaaglike mislukking van die regering se sentrale projek van transformasie. Hulle sal dit ongelukkig net so min erken as wat die voormalige Suid-Afrikaanse eerste minister en president John Vorster in die 1970s sou erken dat afsonderlike ontwikkeling weens die demografiese omwenteling en morele verskuiwing misluk het. Regerings erken nie sommer dat hulle misluk het nie. Hulle blameer eerder ander en probeer dieselfde resep weer 'n keer. Dit is vir Afrikaners wat die land regeer het moeilik om van die land afskeid te neem, om te besef en te aanvaar dat Afrikaners nie die land kan red nie en dat plekke en instellings wat ons voorouers opgebou het permanent ten gronde gaan sonder dat ons iets daaraan kan doen. Dit voel nog vir baie selfsugtig om aan Afrikaners se eie kant te wees en om, soos ek vir 'n boer gesê het, die boere van die land te probeer red in plaas van die land van die boere. As Afrikaners moet ons eerder doen wat ons kan, waar ons is met wat ons het, as om oral te probeer regkry wat ons nie kan nie, waar ons nie is nie, met wat ons nie het nie. Natuurlik moet ons hand altyd uitgesteek bly om die regering waar moontlik te help, maar ons kan hulle nie dwing om ons hand te vat nie. Afrikaners kan ook nie meer vir die regering sit en wag of hoop dat omstandighede van self sal verbeter nie. Ons sal 'n sin van dringendheid moet ontwikkel. Ons verdraagsaamheid teenoor ons eie onderprestasie moet afskud en meer van onsself verwag. Doel, plan, aksie. Elke geslag is verantwoordelik vir sy eie tyd en dit is nou ons beurt. Ons kan nie ons bestaansprobleem weer vir die volgende geslag los nie, want dan is daar dalk nie meer 'n volgende geslag in die land oor nie. Ons kan nie net meer saam met die geskiedenis stroom afdryf nie. Ons moet beheer oor ons skip neem. Dit sterk genoeg bou om die golwe te trotseer en tussen die rotse deur te stuur na waar ons veilig kan wees.
Die Afrikaner letterkundige en denker N.P. van Wyk Louw het gesê dat Afrikaners verskeie waagstukke aangepak het wat uiteindelik historiese keerpunte geword het. Die eerste was die Groot Trek, die tweede die Anglo-Boereoorlog en die derde die keuse vir Afrikaans. Die vierde waagstuk was die projek om die land deur afsonderlike state te ontbondel. Dit het in die doodloopstraat van apartheid geëindig. Die omstandighede in die land laat Afrikaners met min ander keuses as om weer 'n historiese waagstuk aan te pak. Die keer is dit naamlik om deur digterkonsentrasie 'n blywende oplossing vir ons historiese bestaansvraagstuk te vind. Afrikanerskap. Dit help nie om te soeg voor die ANC se propaganda en so sommige Afrikaners onsself te begin haat of ons selfvertroue te verloor nie. As dit gebeur, as Afrikaners verbrokkel as gemeenskap en ons soos van Wyk Louw gewaarsku het, nie meer as volk wil voortbestaan nie, gaan ons buitendien niks vir niemand anders beteken nie. As Afrikaners nie meer wil bestaan nie, knip ons self ook die band met Suid-Afrika en Afrika af. Dan verloor die nuwe geslag alle loyaliteit teenoor Afrika en trek hulle oor see. Die groot verskil tussen ons en ander Europeërs wat in Afrika was, is soos reeds gesê, dat ons nie hier as Afrikaners aangekom het nie. Ons het hier Afrikaners geword. Ons het onsself, ons taal en baie van ons instellings na Afrika vernoem. In plaas van selfhaat moet ons veel eerder 'n gesonde Afrikaner nasionalisme ontwikkel, want dit is 'n voorvereiste vir 'n gesonde Afrika-patriotisme. Daar is genoeg kwessies waaroor 'n mens moedeloos kan raak in die land. Maar dit help nie om in sak en as te sit nie. Slaan eerder die hand aan die ploeg. Die spreekwoord wat die Afrikaner die beste opsom, gee my die meeste moed. 'n Boer maak 'n plan. Die verlede gaan nie terugkom nie. Die hede gaan nie weggaan nie. En die toekoms gaan nie van self gebeur nie. Kom ons gebruik ons voorouers se beproefde suksesresep om krisisse te oorkom. Neem een groot krisis. Meng dit met leierskap en visie. Gooi 'n paar stewige skote wilskrag by. Versterk die mengsel met kinderlike geloof. Vermenigvuldig dit met help mekaar energie. Klits hoop harde werk by. Voeg 'n knypie broedertoos na smaak by. Versoet met 'n groot skep saamstaan. Bak nou vir sowat 'n dekade lank in 'n groot bak vol volharding en vasbyt. Dit behoort genoeg te wees vir die toekoms van 'n hele nuwe geslag.